Ja, mens wonder baie keer as 'n mens besig is met die radikale uitspraak van Jesus, kry mens met daai uitsprake te doen wat partykeer baie moeilik is. En vandag het ons die geleentheid om te praat oor seker een van die moeiliker uitsprake van Jesus oor die radikale hantering van sonde. En ek en François gaan bietjie twee rolle aanneem. Ek gaan die rol van Dawid speel en hy gaan die rol van Josef speel. En ons twee loop mekaar in die hemel raak. En hierdie moontlike toneel kon homself daar afgespeel het. Josef, lekker om jou raak te loop vandag. Ek weet in my kinderjare was jy een van ons helde gewees. Ja, David, ek kan nog onthou hoe dat ons hier in die hemel asom opgehou het. Veral insidente soos jou stryd met Goliat die reus en hoe dat koning Saul jou vervolg het en jou lewe wou gehad het. Hy was daarom vreeslik bedreig deur jou gewees. Ons het regtig jou dopgehou en ek moet sê ons kan sien hoe dat die Here jou op baie kere gelei het en gehelp het. Ja, nee, dit was maar moeilike tye in my lewe. Ek kan net nie dink daai verhaal van Goliat en van Absalom en dan my ervaring saam met Batseba en die sterf van my kind was seker een van die moeilikste en hartseerste insidente in my lewe. Ek kan nie glo dat ek wat so alles ontvang het van die Here af in die stryk van sonde geval het nie. En hoe dat sonde my vasgevang het en eintlik vir my gevoel het party daar asof dit my in 'n tronksel gesit het, daar toegesluit het en hoe dit uiteindelik my lewe verwoes het. Ja, weet jy, ek kan onthou hoe dat Papa Vader die bo asem opgehou het, hoe dat dit vir hom moeilik was om jou te straf vir daai sonde. Ook die babatjie wat gesterf het, hoe dat hy die babatjie ontvang het en as te ware teen sy bors vasgedruk het. Dit is so, die sonde is maar deel van mense lewe op aarde en dit probeer 'n mens vernietig. Weet jy David, ek dink so aan die woorde in Johannes 10 vers 10, waar daar staan, die bose kom net om een ding te doen, en dit is om te steel en dood te maak en te vernietig. Maar dan sê Jesus in daai selfe vers, maar ek het gekom, sodat julle lewe kan hê, en dit in oorvloed. Ja, en dit het ek ervaar en dit vir my so hartseer was is dat ek en die Vader het jy so fantastiese verhouding gehad. En ek het daai geleer, 'n mens kan nie te naby aan die grens van sonde kom nie. As 'n mens in daardie struik trap, toe dit my verhouding met die Vader soveel skade berokken. Ek was so naby aan hom, ons het so intieme verhouding gehad. En my lewe so verwoes en dit het so lank gevat om weer daardie verhouding met die Vader te herstel deur sy vergifnis en deur sy genade. Maar dit het so lank tydperk geneem en daarom het ek net besef sonde het eintlik net een doel voor oë. En dit is om mense lewe te vernietig, jou te vervreem van mense, verhoudings af te breek en uiteindelik jou lam te lê. Ja, dit is so waar. Die sonde moet radikaal hanteer word, dit besef ons nou by nabaat. Die sonde kan nie met handskoene aangepak word nie, radikaal. En jy weet David, my ervaring met Potifar se vrou, dit was nie maklik gewees nie. Ek kan onthou hoe dat ek baie kere geworstel het. Daar was 'n innerlike stryd in my gewees, want dit was 'n verleidelike vrou en sy het keer op keer probeer om my te verlei. Ek het net die genade gekry om vas te trap en weg te hardloop, om te vlug, al moes sy 'n stuk van my kleed afskeer. En ek dink dit is net die gees van die Here wat my daai krag gegee het om so radikaal weg te hardloop van die sonde. Eerder as om te kyk hoe naby aan die sonde ek kan kom sonder om daarin te val. En dit is, ek dink die groot les wat almal maar moet leer. Sonde moet radikaal hanteer word. Ja, ek wens ek kan partykeer bietjie weer terug gaan aarde toe en net so 'n bietjie gaan rondstap daar om net die kinders van die Here te waarsku nie. Dat 'n mens nie te naby moet kom en moet kyk of 'n mens gaan kyk hoe lyk dit aan die kant van die sonde en jy kan nie daar beweeg nie. Omdat sonde juis eintlik maar net 'n mens se lewe wil vernietig. Nou, en ek glo en ek weet dat dit was vir jou ook baie keer baie swaar en baie moeilik gewees in jou lewe. Ons lees nie altyd alles daarvan nie. Ons lees eintlik net van jou oorwinnings. Maar ek glo in daai tye was dit ook nie altyd vir jou baie maklik gewees nie. Ja, dit was definitief so. En ek wens die Gees het meer van my innerlike stryd in die Bybel laat opteken. Dan het baie meer mense op aarde geweet daarvan. Nou ja, ek en jy kan nie teruggaan aarde toe nie, maar die mense op aarde het die Bybel. En die Bybel sê vir ons baie duidelik dat ons moet maatreëls tref wat dit vir ons
feitelik onmoontlik maak om sonde te kan doen. Mm. En nou wil ek graag vir almal wat na hierdie DVD gekyk het sê, gesels bietjie daaroor, hoe dat elkeen van julle in julle eie lewe maatreëls tref, om dit so moeilik as moontlik te maak om sonde te doen. Want sonde is nie iets waarmee ons moet speel nie. Sonde wil ons vernietig, dat dit geen ander oogmerk nie. Hanteer dit radikaal. Gesels gerus bietjie in julle groep daaroor, hoe dat elkeen van julle sonde op 'n radikale manier hanteer. Vader, baie dankie dat ons weet dit, soos wat U vir Dawid en vir Josef in sy lewe bygestaan het. So weet ons, wanneer ons en waar ons 'n radikale keuse teen sonde maak, en vir dit wat U vir ons leer, U ook daar is om vir ons die krag te gee, die toerusting te gee, die aanmoediging te gee, om dit voluit te doen. Dankie dat U vir ons die lewe gee, en dit in oorvloed. Amen. Amen.